Sê vir my, is jy een van daardie persone wat baie tyd spandeer in koffiewinkels en allerlei gesprekke het oor jou eie lewe? Vrouens praat mos maar oor hulle verhoudinge met hulle kinders, hulle mans, hulle vriendinne, besluite wat hulle geneem het, nuwe doelwitte wat hulle nastreef, en jy kan sommer sien hoe blink hulle en hoe blink hulle oë en hoe praat hulle oor dit wat vir hulle reël is in hulle eie lewens. Wat ek wel oor wonder is watter tipe gesprekke vrouens sal hê as hulle sou praat oor die verhouding wat hulle het met hulle spieël. Ja, jy kan miskien 'n wonderlike verhouding met jou man en met jou kind hê, maar wat is jou verhouding met jou spieël? As jy voor hom sou gaan staan en jy kyk so na jouself en jy sê, maar wat sien ek? Dan wonder ek wat jy sou deel. Wat interessant is met hierdie hele interaksie tussen jou en jou spieël, dit blyk amper asof ons 'n gefragmenteerde benadering het. Met ander woorde, ons deel onsself op, ons fragmenteer in stukkies van ek hou van en ek hou nie van nie. Ek hou van en ek hou nie van nie. So ons kyk na onsself en ek sê, oeg nee, weet jy wat, ek hou nie van hierdie nuwe grys hare wat hier uitkom nie, en hierdie lyne stem ek nie lekker meer saam nie. Hierdie neus is dalk te groot, of ek hou nie van die kleur van my oë nie, my skouers, dalk het ek bietjie te veel sproete. Ek hou dalk baie van my boobs, maar hierdie tube wat hierso vas sit, dit hou ek nie so baie van nie. Daar's niks verkeerd daarmee om dit te doen nie. Maar indien dit jou selfbeeld sou aftakel, dan is daar 'n probleem. Ek wil vir jou sê vandag dat jou spieël is 'n belangrike instrument in jou gewig, want dit gee vir jou 'n ware prentjie van wat ander mense sien. Nou die dag vertel 'n vrou vir my dat haar gesin vertel aan mekaar vir haar hoe pragtig sy is en hoe wonderlik gebou sy is, maar sy is 'n grootte 40. So sy na die spieël gekyk het, het sy 'n vrou gesien wat 'n 32 dra. En sy sê omdat sy nie regtig 'n goeie verhouding met haar spieël gehad het nie, net lui geluister het wat ander mense vir haar sê, het sy nie in 'n realiteitsomgewing beweeg nie. Wees reël. Kyk na jou spieël. As jy moet fragmenteer, doen dit dan. Solank as wat die fragmentasie nie jou selfbeeld aftakel nie. Kyk na dit wat jy nie van hou nie. Wanneer jy voor jou spieël staan, eerste ding is, perfek is totaal en al uit. Dis uit. Wie wil perfek wees? Want as jy perfek gaan wees, dan moet jy perfek bly. Perfek is nie 'n langdurige toestand nie. So maak vrede daarmee, jy is nie perfek nie. Almal van ons kyk na onsself en ons het aspekte van onsself wat ons nie van hou nie. Lief vir myself, maar ek hou nie van hierdie selluliet nie. Lief vir myself, maar ek hou nie van hierdie oortollige vet in my middel nie. Heeltemal aanvaarbaar. So begin werk daaraan. Kyk na jou spieël, lief jouself en besluit wat om te verander. Maak seker dat wanneer jy 'n verhouding met jou spieël het en daaroor praat met ander mense, dat dit 'n gesprek sal hê wat positief is, wat 'n glimlag in jou gesig bring, want jy moet heel eerste van jouself hou voordat ander mense kan hou van waarna hulle kyk.